laaste storie kom na aanleiding van die afgelope naweek. Wat gebeur het, is dat daar by die gastehuis wat ons gebly het ek toe nou in die middag het ons so, weet 'n bietjie dit rustig gevat, so vir 'n uur of 2. Ek het toe nou besluit, ek gaan nou 'n bietjie blomme kyk, bietjie rondloop en stap en dan gaan ek sommer net so 'n bietjie die omgewing kyk of ek nog plekke kan herken en van onthou ensovoorts. Nou stap ek by die gastehuis nou uit en hier natuurlik so 'n kort stukkie grondpaadjie wat ons moet ry, seker so 200 meter. Maar links is daar nou die rivier. Die rivier se naam is Troetere rivier. En ek kyk so links na die rivier toe en ek besluit ek wil nou 'n bietjie nader gaan stap. Nou natuurlik wat ek nou goed onthou is hoe die rivier nou was as 'n 10-jarige kind. Dit was maar 'n klein stroompie gewees en die rivier het ook net so een keer elke 3de jaar geloop en hy het ook net geloop as daar ten minste vir 3 dae reën geval het. Dan het dan nou 'n stroompie afgekom. Maar wat vir my toe nou opmerklik was die keer, ons het nou almal gehoor van die baie reën wat daar geval het in die Namakoland die afgelope paar jaar en die verspoelings wat plaasvind, brûe wat vernietig is deur die water ensovoorts. Nou daar was die Troetere rivier was eintlik nog geen uitsondering gewees nie. En dit is ongelooflik om te sien hoe breed die rivier geraak het. Ek meen, dis nie meer 'n stroompie wat van weet letterlik soos in miskien 15 of 20 tree wat jy kon deurstap nie. Dis nou 'n rivier. Ek meen ek dink dit tussen die twee walle kan daar seker maklike 100 meter wees en dit is 'n hoë wal. Jy kan sien die water het heeltemal die deel van die rivier weggevat. Daar was baie plante en bome en goed gewees wat daar en dit is heeltemal weggevat, maar soos wat ek toe nou nader stap, kyk ek nou aan die oorkant van die pad en ek sien daai pad. Hy lyk vir my baie bekend. Ek ken hom. En soos wat ek hom nou met die oog volg, ek kan toe nie oor die rivier stap nie, dis te hoë walle wat daar nou is, weens die verspoelings. Nou kyk ek die ding, en ek besef toe die pad loop nou, dan gaan hy so na links, en dan gaan hy weer reguit, en dan kom hy nou daar, by Oominde, wat daai tyd die winkel gehad het, dan kom het op by sy winkel uit. En daar was natuurlik mense wat ook in daai pad gebly het. En so die pad is onmiddellik vir my bekend, en is toe dat ek besef, maar luister, hierdie pad het altyd afgegaan die rivier toe, en dan kon jy nou deur die rivier stap, en dan weer die ander kant uit, en dat jy nou by die gastehuis gekom. Ons het die oom wat destijds die huis besit het, ons goed geken, en ons het baie daar gekom ook, maar uit die aard van die saak is die pad nou toegemaak, want die pad is heeltemal verspoel. En ek kyk die omgewing en sê ek, maar dis mos die plek, waar ons destijds, toe dit daar een keer, dit was, ek was nog net 3 weke op my tuisdorpie gewees, en toe begin hy lieflike reën te val, en ek het al die storie vertel van as dit reën, daar in my tuisdorpie, en ek gaan dit weer vir julle vertel, maar ek gaan nou daai storie vanaand eers uitlos, en ek onthou nou toe so lekker reën, toe besluit die manne, nee, maar dis sommer nou tyd, die rivier loop, so daar's lekker klein die rivier, dis vandag tyd, ons gaan nou lekker klei laat gooi. Nou as jy nou kan onthou wat klei laat gooi is, dan gaan ek nou baie beïndruk wees, ek dink die vandagse kinders ken dit meer nie, maar daar was ook by daai rivier, net presies nou daar was, nou sou gaan klei laat gooi, was daar ook 'n wilgeboom gewees, wat die ideale tak is waarmee jy kan klei laat gooi, en ek gaan dit nou beskryf, maar so omdat ek nou nuwe kind is, het is seker nou ook vir my jammer gevoel, en toe nou ook sê man, kom saam, ek sê nou vir my, ek kan nie klei laat gooi, nie sê man, ons soveel wys, en nou ja, ek voel toe nou baie geëerd en bly dat hulle nou vir my saamgenooi het, jy weet, die mense is maar vreemd so in 'n nuwe skoolsituasie, die kinders ken jou nie, jy ken nie vir hulle nie, so hulle is nog so half, jy weet, nog so half een kant het ek ook daai het gevoel, so dit was my wonderlik dat hulle toe nou vir my ook gekies het, en ons was so 'n groepie van so 6 of, so 10 of 12 kinders wat toe nou daar onder by die rivier by mekaar kom, en daar was nou die 1 graad 7 kind, daai tyd het staan 5, ek was toen ons staan nou 3, en hy is nou die ou wat nou die ding kan doen, en hy verduidelik toe nou vir ons, jy weet van die wilgeboom, wat jy nou vir jou tak daar moet gaan afbreek, en dan moet jy hom nou, hy moet op sekere lengte wees, en dan moet hy sekere manier kan buig, en alle goed, hy leer ook vir ons, hoe mens nou die klei moet 'n balletjie van vorm, en hoe jy hom nou op die tak sit, en hy leer nou vir ons die basiese tegniek, van hoe mens nou met klei laat gooi, en ja, ek het nou die ding baie mooi dopgehou, en so het ons nou elkeen 'n paar oefengooie gekry, voordat ons nou sou begin klei laat gooi, en ek het so hier en daar kyk om toe enetjie, daarom reg, nou ja, toe ons nou voel, ons nou genoeg geoefen,
toe sê sy, ek nou sy naam is Johan, toe sê hy, maar goed, nou kies ons spanne. Nou word daar spanne gekies en omdat niemand my ken is ek natuurlik die laaste een wat gekies word en natuurlik, ek dink jy weet as dit ooit met jou gebeur het, hoe mens nou maar voel as jy die oues wat laaste gekies word. Nou so het ons nou begin gooi. So jy maak nou maar jou balletjies en dan het ons nou vir ons 'n lekker skuilplek gekry. Ek het ek het vir my skuilplek gekry so net mooi agter 'n sandhoop wat daar soos wat daar gelê soos die water nou daar verspoel het en so aan. En daar was nog baie water ook rondom, so jy moes nou maar versigtig wees jy nie water trap het. En dis toe dat ons nou begin gooi. Jy weet, en so probeer ek ook in my beste, maar ek sê vir jou sê, soos wat ek gooi, partykeer dan val die balletjie, die klei balletjies nog hier agteraf nog voor gegooi. Ander keer gooi ek hom hier in die lug in dat ek vir myself moet koes. Ander keer kry ek hom so min of meer die ding op lyn. Ander keer gooi ek hom sommer heel links of heel regs of sommer hier voor my. En dan so een of twee keer het ek hom daarom weet min of meer gegooi wat hom nou amper goeie resultate gelewer. Natuurlik was die ideaal was nou as jy nou iemand kon raak gegooi dat jy moes nou 'n punt vir jou span. Maar ek moet nou eerlik wees, ek kon dit nou toe nie reg kry nie. Maar die ding is, niemand anders kon dit ook reg kry nie, want dit is nie 'n maklike ding om klei laat te gooi nie. En uit die aard van die saak as daai ou nou gooi, dan kan jy mos nou die kleiballetjie dophou en dan kan jy mos nou koes of jy kan sidestap of wegspring of al daai tipe van goed. En so na so 30 minute begin die ding nou vir my baie vervelig raak. En ek sien toe maar hier gaan niemand raak gegooi word. Hier, almal is hier, maar redelik vroeg, behalwe nou Johan wat toe nou, so nou en dan, jy weet daarom bitter, jy met, soos in baie naby wat hy vir my ook gemis het, want ek het gekoes, ek het het gelukkig gesien, en ander ouens wat ook net daai klein balletjie, nie, jy weet, ek sal vir jou sê, as daai klein balletjie vir jou tref, dan, dat jy voel vir hom. So het ek agtergekom. Dus toe dat ek nou besluit, maar ek is nou 'n nuwe kind, ek moet nou iets doen wat almal gaan beïndruk, en ek is toe nou baie braaf, en ek spring op, en ek gaan staan op hy sandhoop, en ek gooi my arms nou, jy weet, so oop, jy weet, so wyd arms, en ek sê open target, en dis net toe die ouens langs my sê, ja, sit, jy moet nie dit nie eens mal, jy weet, maar toe hulle dit vir sê, besef ek dadelijk, kyk, ek het nou fout gemaak. Ek moes nou nie hierdie ding gedoen het, maar nou kan ek nie dit terugtrek, want ek het nou klaar gesê open target, dan wat gaan nou gebeur as ek nou my open target terugtrek? Dan gaan die mense dink ek is 'n grap man. Hulle gaan dink, jy weet, hulle gaan my verneder. Ek besef toe ek moet nou maar die ding uitstaan en dis toe nou wat die hele geveg toe nou tot stilstand kom. My manne staan nou een kant toe, ek staan nou daar op die sandhoop. En nou staan ek met my arms. Ja, so kry almal toe nou 'n beurt om nou 'n skoot na my toe te gooi. En nou die reël is, as jy op 'n target is, jy mag nie 'n millimeter beroer nie. Jy moet doodstil staan. Jy mag nie amper jou oë knip nie. As jy dit doen, dan word jy nou as 'n verlore beskou of 'n jy weet iemand wat nou opgee of so iets. En nou ja, so die ouens nou een vir een gegooi, maar ek sê vir jou sê die een ou gooi sommer blof bo my kop en die ander een val sommer voor my en die ander een val daar links en die ander een kom nie eens by my uit nie. Dus toe dat ek nou baie braaf begin raak en toe begin koggel ek hulle en ek sê vir ag man, julle kan my tog nie raak gooi nie. Julle is almal te vrot en waarvoor doen julle die moeite? En so gooi hulle nou na my kant toe. Nou ja, dis toe almal nou beeld gehad het, wat die hele ding toe in stilstand kom te sê, Johan, wag julle, stop. Ek gaan nou gou, ek gaan nou spesiaal, net ek gaan nou, weet, 'n klein laat gooi, of 'n modderballetjie op hom gooi. Nou staan ek en onmiddellik te besef ek, weer 'n keer, jy weet, hier is ek nou in die moeilikheid. Kyk, Johan kan gooi. En hierdie keer mag ek nou nie koes, of ek mag nie links of regs beweeg, ek moet doodstil staan. Nou staan ek maar so, maar ek sê, my bene begin al te bewe, en ek dink by myself, hoe kan ek so stupid gewees het, so dom gewees het, om te sê open target. Ek het mos geweet, Johannes in die oorkant, ek het mos gesien, hoe hy kan klein gooi, en hy het mos ons gewys hoe om klein gooi, hy weet alles, en dis nie iets wat hy elke nou en dan doen, hy doen het gereeld, dat hy klein laat gooi, so hy het geweet wat hy doen, en hy het natuurlijk toen nou, mooi, so met 'n glimlag op sy gesig, het hy my gekyk, en hy het so 'n balletjie gevorm, en uiteindelik toe sit hy hom nou in daai wilgelat van hom, daai stuk stok, wat so lekker, jy weet, amper soos 'n rotting wat ons in die skool gehad het, met pak gekry daai tyd, en so lekker buigbaar was. Nou ja, so het ek toe nou maar gestaan, en toe is Johan uiteindelik gereed, en so maak ek nou maar my arms oop, en ek wag nou vir hom, en dis toe dat hy toe nou mooi mik, jy weet, hy mik nou, weet, soos 'n ou, amper soos 'n ou wat vis vang, weet, hy gaan nou daai lat gooi, en dan
moet ek nou kyk waar die ding nou uiteindelik, of hy nou op my lyf gaan beland. Uiteindelik is hy gereed en daar staan hy en hy gooi nou die ding, maar jy weet, ek het mos nou rugby gespeel, so nou het jy mos nou 'n goeie meetvermoë gehad van waar daai balletjie nou gaan, en dan moet jy soos ek het ook heel agter gespeel op stadion, dan moet jy jouself ons nou posisioneer, sodat jy daai bal kan vang. En anders so jy het so 'n outomatiese ding wat jy in jou kop het wat vir jou uitwerk, waar jy moet wees om daai bal te vang. Nou so kon ek toen ook, soos die klei laat nou gegooi word, kon ek myself ook nou meet van of die klei laat nou van my gaan tref. So ek kon ons nou sien hoe hy aankom, jy weet. Ek kon sien toe die eerste ding, hy is lekker hoog en hy kom lekker vinnig deur. Maar nou mee te kom, jy weet, my verstand sê het nou vir my, nee, ek is okay, hy is nou wel mooi op lyn, ek sien nou, maar ek gaan okay wees, want hy gaan nou boor my kop gooi. Ek meet toe nou die hoogte en die spoed, julle wat wiskunde het, wat ken sal nou weet van hoe jy die goed moet doen. So meet ek nou my verstand nou die hoogte en die spoed, en ek kry so al vir veilig gevoel, nee, gelukkig, hierdie modderballetjie, hierdie kleilaat se gooi, gaan nie op my beland hê, en ek hou my so aan dop, ek moet so vir tweede keer verboorlik meet, ek meet myself, ek sê nee, ek is nog heeltemal veilig, en toe is ook so die derde keer, waar ek om nie behoorlik weet toe, ek weet nie wat gebeur het nie, maar so asof daai klein balletjie so 'n bietjie stoom verloor het, en iewes skielik weet toe nou, swaartekrag druk hom toe nou af, en toe ek nou sien hy verloor stoom, en ek sien nou, hier kom die klein se balletjie nou, toe besef ek nou, hierdie balletjie gaan, hy is reguit op pad na my toe. Nou kyk ek waar gaan hy my nou tref, jy weet, ek hoop toe nou, hy tref nou vir my, weet nou, hier so, op 'n plek wat het nou nie seer sal wees nie, nou in my gesig, of soiets, of op ander plekke nie, en toe ek nou weer so kyk, toe kom daai balletjie, maar weet julle, hy slaan my hier so op my voorkop, nie, amper kry ek sommer uit asem van, onthou van daai keer, maar hy slaan my reg op my voorste bors, net hier so, reg in die middel, kyk, jy kan nie 'n beter gooi gekry het as dit, soos hulle sê, is target, absoluut target. En soos hy my tref, man, dis 'n slag, en ek slaan so agteroor, en plus water, en dit is toe nou, toe ek nou daar lê, weet, nou is dit seer, jy weet, dit voel vir my bors is besig om te breek uit mekaar, en so seer is dit, en soos ek daar lê, nou besef ek, jy weet, ek is nou 'n nuwe kind in die skool, ek kan nou nie huil, of ek kan nou nie wys ek het seer nie, en so kom almal nou, hulle vra, is jy okay, jy weet, is dit seer, of so iets, ek sê nee, is okay, maar hier diep in my hart, jy weet, voel dit vir my, ek kan uitbars van die trane, en dat ek net, weet, die pyn net moet ophou, dis toe dat ek toe maar so zwaar opstaan, en help my, en ek sê toe maar vir die manne, ek gaan nou maar huis toe, nou ja, wat ons seens moes nou maar doen, as so seer het, gaan ons moes na mama toe, en so het ek op my fiets gespring, en so vinnig as moontlik gery huis toe, want dit is moeilik, want met die bors is seer, en as ek so werk met die stuurwiel, as ek draai of wegtrek of soeits, dan voel dit vir my die borspiere barst uit mekaar uit, so seer is dit, en so het ek uiteindelik by die huis gekom, en ek is dadelijk my mama, en die trane loop, en niemand sien my mos nou, niemand is baie seer, nou ja, mama weet mos toe nou, sit nou salfies aan, en ek kan nie meer onthou wat sy salfies het was, en ek wonder of sy nog kan onthou, maar so het sy nog my salfies aangesit, en vir my 'n pynpilletjie gegee of iets, en nou ja, toe voel die mens nou dadelijk beter, en nou ja, nou is die volgende dag met ek na skool toe gaan, ek dacht nou, hierdie ouens gaan nou vir my spot, en dit is so half of ek nie lus het om skool te gaan nie, en ek stel die skool toe gaan, en ry man tot op die laaste sekonde uit, dus die klok, toe ek daar by die hek instap, toe lei die klok ook sommer, want ek wil nou nie hierdie besigheid nie, wil ek nou nie ervaar nie, want dit is klaar vir my so half van vernedering gewees, en ja, toe ek so stadig stap, toe, ten spyte van die klok wat geleid, die storm die man na my toe, en toe ek nou verwag dat hier gaan ek nou verneder word, toe daai man nou die grootste bewondering vir my, hulle sê, jy was al 'n brawe ou gister gewees, is dit seer? En natuurlijk weet, toe skep ek nou moed, ek sê, nee, wat, dit was niks seer gewees nie, en dit is maar net so bietjie, weet, so bietjie blauw en so aan, maar natuurlijk praat ek die waarheid en dit het my nou baie moed gekos, maar ek voel hem toe nou baie beter, en ek voel baie tevrede, dat die ouens daarmee vir my gespot het, maar dat ek daarom so type van 'n hero was, dat ek nou bereid was, om open target te wees, nou ja, dit was nou my inleiding in die skool gewees, en so die ouens dan toe nou ook van my notisie begin neem, en vir my begin nooi, net omdat ek nou so stupid, brawe ou was, nou ja, vandag nog onthou ek daar die pyn, en al die dinge wat daarmee gepaard gegaan het, dit was baie seer gewees, daai
spesifieke plek, hy het later pers geword, geel, het was aanvanklik rooi en groen, ek weet nie wat, maar ten minste 2 weke, of kan dat langer wees gevat, voordat daai vreeslike plek toe nou, weet, nou skoon geraak het, dit weer normaal was, dit weer normale vel was, maar dit was 'n seer besigheid geweest, en ek het, om eerlik te wees, nooit weer in Adelaide dat gegooi nie, dit was dit, en vandag kan ek daar die storie vertel, en dit is alles te danke, toe ek die naweek daar by die gastehuis was, en ek so 'n bietjie rondkyk toe, onthou ek die storie, en ek onthou die plek, en ek onthou daai slag, wat ek besluit het, om ook 'n open target te wees, nou ja, het was nie 'n goeie besluit nie, maar op 'n oomblik het dit reg uitgewerk vir my, so hierso is Modern Talking se Brother Louis.